Hartlike goeiemôre, welkom by ons geselsprogram. Oudergewoonte Koos Koen en Konrad, bestuitnout van Molosse Kerk. Konrad, baie welkom. Koos Konrad. Hoe dan gee met jou? Dit raak nou warm, so ons sal baie vinnig die program vandag moet afhandel. Dat ons net kan gaan swem of iets. Ons kan gaan afkoel na die tyd. Ek was 'n rustige week gewees. Ons het wel 'n storm Sondag gewees. Jy weet, en ek besef dat baie keer dink ons dit kom van die Here af, maar dit kom nie van die Here af. Want dan wat Sondag se storm gedoen het, is net verwoesting bring. Ek was Dan kom dit van jou vyand. 2 dae sonder krag gewees en net was dit nagmerrie gewees. En hoe ironies is dit dat ons praat vandag oor vrees en hoe baie van julle weet regtig hoe dit voel om sonder krag te sit. Jy weet, as ek daai woord sonder krag noem, dan dink ons aan Eskom wat ons vir 2 ure 'n dag load shed, 4 maal 'n dag gaan, ons is 8 ure. Jy weet, Ja, dis erg. dit skep onmiddellik 'n vrees in jou, want wanneer gaan ons weer geload shed word? Wanneer gaan ons weer sonder krag sit? Wie van julle weet werklik waar dit voel om sonder 'n dag sonder krag te sit, sonder 'n week sonder krag te sit? En hoe ongerieflik dit actually kan wees. Dis vrees aanjaend net om daaraan te dink. En vandag se tema, se myn fokus gaan op vrees. En ek het Woensdag, wanneer my boodskap word op Woensdag. Ja, ek het heeltyd geskiep. Woensdag my boodskap gebring. Dit was ook in lyn met vrees gewees. En ek het kortliks daarvan gepraat en ek dink vir die wat waarna geluister het, sal baie makliker aanklank vind, want ons gaan eintlik nou net aan het help ons begin nou weer van Ja, ek dink ons las net 'n bietjie by en ons brei 'n bietjie verder uit. Ja. Vrees, waar kom vrees vandaan? Wat is vrees? En ek dink om dit te kan beantwoord, moet ons kyk na die tipes vrees. Ja. Dat is baie belangrik dat ons kan identifiseer wat se verskillende tipes vrese is daar. En die eerste een waaraan ek kan dink is ons vrees vir God. En Want ons lees dit baie in die Bybel. ons lees dit baie in die Bybel, maar mense moet besef, God is eintlik 'n God van liefde. God wil nie eintlik hê ons moet bang wees vir hom nie. So daar is bietjie, dis wat die ou mense genoem die catch-22. Daar's baie kontroversie in hierdie stelling. Ja, en dis interessant dat jy dit noem, want ek self het met daai gesukkel, want hoe kan God nou 'n God van liefde wees? Hy het ons lief en hy oordeel ons nou as 'n oordeelsdag en as jy in Christus is en het jy ewige lewe en dan het jy spring jy die oordeel nog vry op, want jou sondes is klaar vergewe deur die heilige bloed van Jesus Christus. Maar hier kom die woord en sê vir ons oral, ons moet God vrees. Is dit 'n vertalingsfout of jy weet, uit my eie ervaring en uit my eie opinie eintlik, het ek op die einde van die dag daarop neergekom of daarop afgekom dat ons moet die dood in sonde moet ons vrees. Ons moet die sonde vrees, die pad wat sonde ons na toe lei, jy weet die breekpad. Dis die dinge wat ons moet begin vrees. Die oomblik wat ons hierdie dinge gaan begin vrees, dan gaan ons makliker onsself eerder aan die ander rigting toe stuur. Ja. Want jy weet, as ek vir jou sê, hoor hier's 'n afdraande en nou hier voor jou, dan gaan jy mos nou nie reguit aanry oor die afdraande. En jy gaan stop en jy gaan omdraai en gaan 'n ander rigting vat. En dis presies wat die Bybel sê. Ons moet vrees vir God. Wat moet ons vrees van hom? Ons moet vrees dat as ons nie in Christus is nie, gaan ons nie die ewige lewe bekom nie. Jesus maak vir ons die weg oop. As ons 'n sondige lewe lei, gaan ons ook nie die ewige lewe bekom nie. En hoe is dit nie dat die Israeliete elke keer wanneer hulle wonder gemaak het, dan is hulle gevul met angs en vrees en allerlei nonsens het hulle gebeur het en dan hardloop hulle na die Here. Ja, maar eintlik hier moet ons net besef, dit was nie die vrees vir God nie. Dit was die vrees, dis die gevolge van hulle optrede. Gevolge van hulle optrede wat vrees in hulle lewe veroorsaak het. En dan dink ek aan daai woorde waarvoor ek en jy, elke Christen werk vir hierdie woorde. Eendag as ons daarbo by ons Here uitkom en hy sê vir ons mooi, welgedaan, goeie en getroue slaaf. Ek dink ons moet vrees dat ons nie daai woorde gaan hoor nie. Ons moet nie vir God vrees nie. Ons moet net seker maak dat ons verhouding met hom reg is en dat ons die regte pad stap en dat ons die regte lewe lei en dat ons die regte dinge doen, sodat ons eendag daarbo kan gaan staan en hierdie woorde kan hoor en nie voor hom staan en hy sê gaan weg, ek ken jou nie. Ja, en ek dink wat die Bybel vir ons probeer leer is dat
Hulle sê vrees God in terme van jy moet bang wees, want luister, daar is net soveel tyd. Daar is net daar is God se genade is oneindiglik, sy liefde is ook ongelooflik groot. Daar is geen perke in sy liefde nie, maar daar is spesifieke maniere hoe jy in die ewige lewe gaan bekom. Glo in die Seun, dat hy glo in Jesus as Seun van God. Nommer 1. En dan nommer 2 is begin 'n verhouding met hom, want in Christus gaan jy jou rus vind. In Christus gaan jy die ewige lewe kom, want hy is die weg na die Vader toe. So vrees God in terme van luister, as jy nie hierdie dinge gaan doen nie, dan gaan God se toon. Ek kan hoor daai woord reg uitspreek. Ek sê altyd God se toorn gaan dan oor ons ontvlam. ja, en dis wat ons moet vrees. En dis ek dink wat die Bybel baie keer bedoel wanneer sê ons moet God vrees. Nie God self nie. Terwyl ons nou gebeur so praat, herinner die Heilige Gees aan 'n versie ook wat sê, soek God terwyl hy nog te vind is. Ja. Want hy gaan nie vir altyd, dis die probleem met baie van ons jonger generasies, is hulle dink, ek sal wag tot, ek is nog jonk, ek gaan my eers geniet, ek sal as ek ouer word, sal ek begin fokus op die Here en die dinge van die Here. Ek en jy weet nie hoeveel tyd het ons nie. Ja, glad nie, ons het geen idee. Ek sien nou die dag 'n baie interessante ding op Facebook, hierdie ou wat sê, daar is 2 dinge in die lewe waarop jy moet fokus. Tyd en geld. Sê maar die ding is, ek en jy weet elke dag hoeveel geld het ons. Ons gaan gou op daai Bible app gaan en ons kan sien, ek het soveel geld in my rekening. Maar ek en jy kan nie gou hier op 'n app gaan wat vir ons sê hoeveel tyd het ons nog oor voor ons tyd op aarde verby is nie. Nee, kan maar. Myself maar laat klou. Ek moet dit nou laat doen dat die werk maar nou. Ja, dat so 3 of 4 van jou kan aangaan met jou werk en die ander kan fokus op die werk van die Here. Kan ek vakansie hou. Ons het geen idee hoe lank ons nog gaan lewe nie. Absoluut. Jy is in God se genade. Die woord sê vir ons dat 70 jaar is 'n geseënde tyd. Ja. 120, maar daar is ook sprake van 120, maksimum 120 jaar op ons kan uitword, maar dan kom dit met groot seëninge van die Here. En dan is daar vereistes, jy moet sorg dat jou liggaam in plek kom. En ons is vandag so kranklik en al die gemors wat ons inneem en dit raak al hoe moeiliker en moeiliker om 'n hoër ouderdom te bereik. En ek dink hierdie jaar en laas jaar is so baie mense afgesterf wat ons persoonlik ken en wat in die 50s en die 60s of jong ouderdomme wat hulle laaste dag op aarde spandeer het, wat nie meer met ons is nie. Jy weet, 'n ou dink ek gaan nog 80 sterk wees. Ek het gister met dis nou van topic of, maar ek het gister sê vir Kristal, weet jy wat? Ek voel nog soos 'n jong man. En jy kan dit ongelukkig eers besef hoe ouer jy word, jy weet, wanneer jy nou 18 is, kan jy vir sê, ek voel nog soos 'n jong man, maar hel, jy is nog 'n jong man. Maar nou kom ek op 'n baie hoër ouderdom, maar binne in my voel ek nog jong. En ek besef my genade, ons gees groei nie. Ons gees word nie ouer nie. Ek het nog steeds daai kindgees wat ek gehad het toe ek 'n klein chokkertjie was. Ja. Hy groei nie, hy word nie ouer nie, hy raak nie moer nie, tammer nie, niks nie. En ek kan hom nog vol met alles. Hy is so jonk soos die dag toe ek hom ontvang het. Absoluut. My liggaam Ja, dis die raak die probleem. probleem. Hierdie natuurlike liggaam van ons is die een wat vir ons En probleem. dit gaan agteruit en ons kan Ook net as ons hom nie in stand hou nie. Ja, maar 120 loop jy daar met jou kierie rond. Jou gees is nog jonk, jy wil nog speel saam met die kinders en jy kan nie. Ja. Met jou liggaam. En dis die ding waarvan die Here ons gaan kom verlos en dis hoekom ons nie met die dood moet vrees Ja, nie. hierdie verganklike liggaam. Dis een van die vrese wat elkeen van ons eintlik moet oorkom. Jy moet so glo dat Jesus die dood oorwin het, dat die dood self nie vir jou meer 'n probleem moet wees nie. Jy moet dit kan verwelkom. Jy moet so tevrede daarmee wees, want hierdie liggaam moet geplant word sodat jy 'n onverganklike liggaam kan oes. Hierdie liggaam gee God vir jou 'n saad. Dis tydelik. En hy is tydelik. Die onverganklike liggaam, dis een wat so jonk soos 'n kind gaan bly. Dis een wat nie ouer en tammer. En hoe interessant is dit, ons dink nooit daaraan nie. Jy voel eintlik as jy raak met daarna gaan kyk, jy voel nog baie jonk. Jy voel nog lus vir Ek voel nog bloedjonk. Dit is wanneer die pyn en skete kom, dan dink jy, o my wêreld. Kan nie meer nie. Ja, as jy daai oggend opstaan, ek het 'n oulike ding gehoor. Die ou wat opstaan en dan sê hy maar,
As ek in die oggend opstaan, dan kraak my arms, dan kraak my knie en dan kraak my bene. So ek is nie oud nie, ek is kraakvars. Oh man, ja nee. So alright, dis vrees vir God en dan ons tweede ding is vrees wat omstandighede oor jou bring. En dis natuurlik dit gebeur daagliks met baie van die mense daar buite. Ek dink in Christus Jesus het ons regtig volkomme beskerming en veral beskerming teen vrees. Wanneer die woord op jou hart gevestig is, dan begin jy immuun te raak teen vrees. Jy raak nie meer bang vir die dinge daar buite nie. Ons gaan nou daaroor praat ook. Maar terwyl jy nog buite in die wêreld rondwandel, met een voet in die wêreld, een voet by die Here, dan gaan jou omstandighede baie keer maak dat daar vrees in jou lewe inkom. En dit kan op verskeie maniere plaasvind. Jy weet, as ek nou vinnig net van die, sommer net so vinnig moet dink, ek meen as iemand in jou vasry, terwyl jy ry, ek kom nou my vrou en my kinders, toe ek werk op pad, werk toe in skool toe was, toe skiep iemand 'n stopstraat en ry binne aan vas. En daai kinders het 'n vrees gehad vir voertuie. Vir 'n baie lang ruk daarna. En daai vrees gaan nooit raak weg nie. Hy bly by jou. Ja, en ek dink ook die probleem met vrees wat jou omstandighede oor jou bring, partykeer is ons fokus op die verkeerde plek. Plek dat ons fokus op die Here bly wat ons voorsiener is, fokus ons en ons kyk vas in hierdie muur of hierdie berg van omstandighede wat voor ons is. Iemand wat dalk sy werk verloor, iemand wat nie 'n inkomste het. Nou kyk jy vas in hierdie omstandighede, maar ons vergeet dat die Here ons voorsiener is. Ja. En ek dink baie van julle wat vandag na hierdie program luister, het een of meer sulke vrese in julle lewe. Ek onthou dat geld is een van die goed wat ons ook gevrees het. Ouens jy het vrees dat jy nie genoeg geld in die bank gaan hê om brood en melk en botter te kan koop. Ja, ek dink veral vir ons, vir enige persoon wat die broodwinner in die huis is, of dit nou 'n man of 'n vrou is, vir daai persoon wat weet hy voorsien vir die gesin, is dit altyd 'n bekommernis, want ons besef daar is mense wat afhanklik is van jou inkomste. En die oomblik wat jy nie meer daai inkomste ontvang nie, of wat jou inkomste minder is, nou moet jy skielik kyk na ander maniere om inkomste te genereer, of ander maniere om al die gaatjies toe te stop. Nou, dis waar die woord inkom wat sê ek sorg vir julle. Ja. Werp al julle bekommernis op my want ek sorg vir julle. 1 Petrus 5:7. Maar eers dis mos nou moeilik om te doen. Veral as jy nou nie in Christus Jesus gesetel is, dan is dit baie moeilik. So nou draai jy maar daai bekommernis by jou en hier kom COVID-19 en maak dit erger. Daai bekommernis raak net groter en groter en groter en dit begin realiseer in baie van ons lewe. Jy sit sonder inkomste. Jy weet, ons het fantasties deur COVID gegaan, ons is nog nie klaar met COVID nie, maar as my vrou se salaris geraak en hoe toe ons plaas met COVID-19, toe word ons salaris gesny met 40%. Toe die company nou so baie skade deur COVID aangerig, jy weet, dat hulle produksie het geval, nou kan hulle nie meer koop nie, nou maak hulle tak en toe, mense word afgelê en salarisse word verminder. En onmiddellik, in plaas van dat daar vrees in my lewe kom, weet ek dat die Here sal voorsien. Absoluut. En ons het net plan gemaak. Jy maak 'n plan en die Here voorsien op sy manier. En nie op jou manier. Hy het nie vir my 'n cheque gestuur en dis ek happy go lucky nie. Hy voorsien op sy manier en jy kom nog steeds uit en eintlik aan die einde van die dag besef jy, "Jesus, maar ek kon eintlik baie geld gespaar het as ek net gelewe het soos ek nou moet lewe." Ja, dan kon jy eintlik daai 40% wat jy nie nou het nie, Ja, dan ek in die bank gaan dan ek nou vir my sonder splinter in voertuig byvoorbeeld gekoop. Wat ek al weet, ons vermors eintlik geld op so 'n stupid maniere en stupid goed. Dat dit is eintlik ridiculous. Ons is ons spaar, jy weet, ons rekening aan die einde van die maand is op 'n nulbalans. Dit klap by nulbalans. Net so voor die bankkoste moet afgaan, sorg ons dat dit nulbalans is. En dis ons lewe van die hand tot die mond. Maar God voorsien eintlik genoeg vir ons dat ons eintlik 'n oorskot het en dat ons daarmee kan leef. En as die Here sê hy sorg vir jou, dan sorg hy vir jou. Ja, weet jy, daar's geen twyfel daar nie. Die probleem is ek en jy doen partykeer nie in geloof nie. Nee. Ek en jy as mense is geneig om partykeer daai uitkomste in ons eie krag en in ons eie vermoëns te wil gaan soek, in plaas van dat ons terugtreë en vir die Here gee. As ons derde vrees is vrees wat gekoppel word aan 'n daad. Nou hier gaan my gedagtes dadelik, jy weet, ek is
Ek is 'n ou wat al 'n paar motorfietsse in my lewe besit het. En ongelukkig saam met 'n motorfiets kom ongelukke ook. So ek was nou al in 3 of 4 ernstige motorfietsongelukke. Dankie Vader, nog nooit iets gebreek of ek het nog nooit in traksie in 'n hospitaal gelê nie. Die Here het my beskerm daar. Maar ek weet van ouens wat al arms en bene en nekke en skouers en gewrigte en allerlei goed gebreek het. En as jy na daai operasie en na daai herstelproses weer, selfs ek wat net ligweg seer gekry het, in die begin as jy weer terugklim op 'n motorfiets, jy's maar hyperversigtig. Dis nie soos voor die tyd wat jy net kan opklim en ry nie. Jy kyk nou skielik 40 keer voor jy oor 'n stopstraat gaan, waar jy normaalweg net 2 keer sou gekyk het. So 'n ou ontwikkel hierdie vrees weens 'n daad wat plaasgevind het in jou lewe. Ek dink aan iemand wat byvoorbeeld deur 'n donker alley of 'n gang moes geloop het en iemand val hulle aan, beroof hulle. Of iemand wat gery het en by 'n verkeerslig slaan met die ruit uit en steek die handsak. Elke keer daarna as jy by 'n verkeerslig stop, dan kyk jy kyk 70 keer meer om jou want jy is bang om dieselfde kom weer oor jou. Ja, want 'n vrees doen is dit breek eintlik die beskerming van God af, want as jy sê ek sorg vir hom, dan doen hy sorg vir jou. So vrees is teen stryd wat God is. Want hoe kan God nou eweslik vir jou? As jy kyk na oral rond, nou is jy self besig om te wag. Die Here sê ek sal engele oor jou aanstel. Hulle sal oor jou wag. Hulle sal seker maak dat jy nie jou voete teen klippe stamp nie. Maar jy moet dit nou glo. So wat kom bring vrees in jou lewe? Vrees bring nou die teenoorgestelde. Vrees maak dat jy nou self begin sekuriteit speel en begin rondkyk en jy wil die Here se werk eintlik oorvat. En jy gaan nie kan nie, want net God weet wanneer die volgende noodlot jou gaan tref. Jy weet, iets kleins op rappie, dit het met my gebeur, ek het seer gekry, ek kan nie onthou wat het gebeur nie, maar daarna het ek gevrees gehad, ek kon nie meer mense tackle. Voordat het ek die ouens getackle, dat hulle op stretchers daar weggedra moet word. En toe kry ek 1 keer seer, en dis soos jy sê, maar 1 keer se seer kry, daarna het ek 'n vrees gehad om te tackle. En ek kon nie meer voluit in 'n tackle gaan en elke keer wat in die voluit in 'n tackle gaan, is jy die ou wat gaan seer kry. So dan is net meer seer, of nog seer, en dit ek het besluit, sorry, hierdie game is nou nie meer vir my nie, c'est la vie. Vandag besef ek dat like dit, as ek net daai vrees kon beheer het, of as ek net iemand gehad het wat my kon help om oor dit te kom. Ja, coach wat jou kon gelei het. Dan was ek nou nog vandag dalk, wie weet, dan was ek dalk nou 'n springbok gewees. Rugby is een van my groot passies gewees. Vandag kyk ek nie eens 'n rugby game nie. Ek het dit soos heeltemal uit my lewe uitgeskei. Ek kyk nie eens rugby nie. Spandeer my tyd op iets anders. En dit het al gekom as gevolg van 'n besering. En dit kom eintlik op die volgende punt neer, vrees wat saam met jou groot geword het. Ja. Jy weet, ek dink baie van ons kinders, en baie van ons het as kind ergens seer gekry. Is iemand het in 'n kas toegemaak, en jy het daarna 'n vrees vir die donkerte. Of jy word aangeval in die donkerte. En al die goed gebeur met jou as kind, en daai vrees loop saam met jou, vandag as 'n groot mens, is jy nog steeds bang om in die donker te loop. Jy weet, ja, dit gaan net nooit weg. Wat met my as kind gebeur het, is ons het baie plotte groot geword. En my oupa het 'n plot gehad waar geen krag was nie. So hierdie kragding is nie vir my 'n issue nie. So jy is gewoon aan. Ek ken van kersse en lampe en 'n koolstoof, geen elektrisiteit nie. En maar ons die water buite in die donkie gekook het en maar ons 'n langdraad toilet gehad het. So hierdie tegnologie en goed is nie vir my 'n issue nie. Maar as jy op die plot is, in die nag is dit stiknag donker buite. Ja, Want ek meen, jy het nie spreiligte en buiteligte en sulke goed nie. En dan moet jy, as jy in die aand 'n noot het, dan jy kan nie jou noot in 'n pot doen nie. Jy moet buite toilet toe gaan. Want daar's nie 'n langdraad in die huis nie. Want dis nie baie welriekend of gesond nie. So dan moet jy nou maar uitloop en jy moet nou maar braaf wees met jou ou kersie met jou skermpie en dan loop jy nou maar buite toilet toe en my ma se jongste broer is so 3 jaar ouer as ek gewees. So hy was 'n stouter niksnit. Hy het daarvan gehou om ons jonger mense skrik te maak. En wag hy vir die langdraad. Dan wag hy hier vir jou op pad of op pad terug. Jy weet, een of ander tyd gaan Dawie hier agter iets uitspring. Jy weet hy gaan dit doen, maar jy is nog steeds bang. So dan word jy nou met hierdie vrees, jy knyp tot jy nou nie meer kan nie. Jy is naderhand so rooi in die gesig en dan gaan jy en dan wag jy vir die ergste. Ek het 'n vrees vir die plastic toilets wat hulle buite sit. Toe op 'n Bloemfontein gebede was en soveel gebruik het, want dit was nou 'n experience en 'n half.
Daarna is dit van, nee, ja, nooit weer nie, Here. Onmiddellik is dit 'n vreesbok, sal wees, ek wil nie weer daai toilet aan gaan nie. Een keer sy ervaring is erg genoeg. Ons loop onsself vas gedurig deur in ervarings, in vrese. En dis soos ek in Woensdag se program, Woensdag se opening gesê het, dat hierdie vrees raak nou is 'n produk van jou gedagtes op vandag. En dit manifesteer in jou lewe. Ek wil daai teksvers weer herhaal van Job 3:25. As ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. En hier is ek 'n lewende getuienis. Ek het al gesien. Want jy weet jy hou mense dop, jy hoor hoe praat hulle en dan praat hulle van waarvoor hulle bang is. Ek is bang dat hierdie kar vir my gaan breek want ek het nie geld om hom reg te maak. Dan breek hy. En jy het nie geld om hom reg te maak. Ja, want jy het gespreek oor jouself. Jy het gespreek, dit is een van jou vrese wat jy geopenbaar het. Dis 'n vrees. Jy sê ek is bang dat ek nie genoeg geld gaan hê om kos te koop nie. Maar ironies, ek Vrees. het eendag in 'n geselskap gesit waar iemand gesê het, dankie tog, ek was nog nooit in 'n motorongeluk nie. En wat gebeur die volgende oggend? Land in 'n motorongeluk. Kettingbotsing, 7 karre aan mekaar vas. Ja. Hierdie persoon was kar nommer 6. So hy was dankbaar dat nog nooit gebeur het nie, want dit was eintlik 'n vrees geweest dat hy in 'n motorongeluk was. Nou is hy dankbaar. En ek dink dis die probleem. Ek dink ons moet regtig besef, dis wat ek gesê het, om die duiwel gebruik hierdie vrese om goed in ons lewe te laat manifesteer. Hy laat jou blootgestel word aan dinge in die wêreld. Dit veroorsaak dan 'n ding op jou gedagtes. Die gedagtes begin jy mee te speel en dan word daai gedagtes die produk van vrees en vrees word dan die produk van dit wat in jou lewe gaan manifesteer. Dit wat jy vrees sal met jou gebeur. Jy weet, my grootste vrees vandag is dat ek net te veel liefde gaan hê. Dis 'n baie goeie vrees om te hê, want gaan daai liefde oor jou kom. En dit mag dit asseblief dat dit met my gebeur, ek gaan vreeslik bang wees. Okay, maar hoekom hoef ek en jy nie te vrees nie? Nou, ek wil vir julle 'n versie hier voorlees. En voor ek die versie lees, gaan ek vir julle sê hoekom hoef julle nie te vrees nie. Want hy is jou God, hy is by jou en hy sal jou help. Amen. En alles is in Jesaja 41 vers 10. Julle kan dit gerus gaan lees in julle Bybel as julle my nie glo nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Hy is jou God. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. So ek herhaal, hy is jou God. Hy is by jou en hy sal jou help. Ja, amen. Maar nou in die begin is dit moeilik om dit te glo. Ja. Jy sien, 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons, dat ek het nie vir jou gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. So oral in die woord van God, sê die Here vir jou, maar luister, asseblief, jy het nie nodig om te vrees nie. Maar hoekom vrees ons? En dit bly die vraag, hoekom, ons verstaan hoekom ons nie vrees nie, maar hoekom vrees ons nog steeds? En ek dink die groot rede daarmee is dat ons plaas onsself op plekke waar ons blootgestel word aan gebeurtenisse wat oor ons kom, wat nie oor ons moet kom nie. Ja, wat ons dan toelaat om oor ons te laat kom. En Jesaja 41 vers 13 sê van ek die Here, jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. So weer eens in die woord van God. Moenie vrees nie. Die Here sal jou help. Ja, en dit laat my ook dink aan hierdie vers in Matteus 6 vers 26. Ek het nou gesê ons God is 'n God van voorsiening en hier word dit beamoen. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is jy dan nie baie meer werd as hulle nie? So ek en jy is nie bang dat die Here nie van ons gaan kyk en vir ons gaan voorsien nie, want hy doen dit vir die voeltjies in die natuur. Hoekom te meer sal hy dit dan nie vir my en jou doen? Amen. En dis dan waar die probleem aankom. Want ons vrees. Ons hoor dat ons nie moet vrees nie, maar ons vrees nog steeds. Ons kry verskriklik en dis weird. Ek het al met mense gepraat, volwassenes, want hulle die ongelooflikste vrees vir die weirdste goed, maar die mees algemeenste vrees is vir geld, 'n tekort daarvan, vir die dood, vir ongelukke, dat jy in 'n ongeluk sal beland nie,
Daar's ouer geslag, ons ouderdomsgroep sportdiere wat vrees dat hulle kinders voor hulle sal doodgaan. En al hierdie goed begin te manifesteer in jou lewe, want die woord sê so. Hoe beskerm ons onsself teen vrees en hoe kan ons onsself beskerm? Die woord het net vir ons geleer dat God sê ons moenie vrees nie. God sê ons het nie 'n gees van vrees nie. Hoe gebeur dit dan dat ons vasgevang word in vrees? En die antwoord daarop is dat ons is nie gefestig in God se woord nie. Ja, absoluut. Ek het Woensdag gepraat van die beproewing van Jesus Christus. Hy het die duiwel teengestaan met die woord. Hoe gaan ons vrees teenstaan? Met die woord van God. Maar jy met die woord moet deel wees van jou. Want sien, die Here het ons die wapenrusting gegee. En deel van die wapenrusting is natuurlik twee belangrike elemente, is natuurlik jou skild en jou swaard. Jou skild is geloof en jou swaard is die woord van God. Dis die tweestrydende swaard. Met jou skild sal jy in geloof, en dis wat ons nou nodig het. Want hoor wat sê hy, dis vir my weer daai een versie, daai laaste wat jy net gelees het. Van die voeltjies, Matteus 6:26. Ja. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle dan nie meer werd as hulle nie? So wat sê die Here daar vir ons? Hy sal vir jou sorg, want hy sorg vir die voëls. Ja. Soos hoeveel sal jy bekommerd nie? Jy kan dit nie ontvang sonder geloof nie. Jy gaan onmoontlik nie daaraan kan glo as jy nie geloof het nie. Met ander woorde, jy moet dit oor en oor en oor hoor, sodat as geloof as 'n substance op jou hart kan kom lê en dit regtig hier kan wees. Vertrou die Here. Ja, ek vertrou hom. Dis die eerste oomblik wat die moeilikheid begin en maar dan gryp jy na jou revolver. Jy weet, dan wil jy die nonsens self uitsorteer. Ons het dit nou gesien met die boer wat so opruk. Vertrou jy die Here as jy opruk om iets te doen? Dis die vraag. Ek gaan nie 'n debat daaroor gaan nie, want ek weet daar's verskillende menings. Maar wanneer ons God vertrou, moet ons voor hom kom staan en ons hoef niks te doen, want hy gaan ons vir ons doen. Ons hoef net te vra, want ons het 'n vader-seun verhouding met hom. Hy sê ons is nie meer 'n weeskind nie, ons is 'n aangename kind, ons kan hom Abba Vader noem. Hy is ons hemelse Vader. So as hy ons hemelse Vader is en ons glo dit, kan ons by hom kom staan en sê, Abba Vader, dit is die onregverdighede wat teenoor my geskied, Here. Sal U asseblief dit vir my uitsorteer in die naam van Jesus Christus. Wat sê die woord vir ons? Ons wat ons in sy naam vra, sal hy doen sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Glo jy dit? As jy dit glo, gebruik dit. Maar hier is die probleem nou. Nou kom dit en ons het daaroor gepraat, liefde bedek alles. So liefde gaan vrees bedek. So Jesus Christus en Abba Vader het ons liefde. Dis agape liefde. Ons moet die Here lief hê. En hoe hy ons bewys dat ons die Here lief het, is die Here sê, as jy my woord gaan bewaar, dan gaan die Vader sien jy het ons lief, dan gaan hy jou lief hê en dan gaan ek en die Vader by jou kom woon. So ons moet die woord van God bewaar. Hoekom wat jy die woord van God bewaar, ontvang jy die swaard en kan jy terugbeklei. Die swaard gaan vir jou sê, jy moenie vrees nie, want God het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. So wanneer hierdie aanvalle kom, hierdie goed oor jou kom, dan staan jy dit teen met die woord van God. En dis die enigste manier hoe ons onsself kan beskerm. Ja, en dan dink ek aan Psalm 34 vers 5. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en hy het my uit al my vrees gered. Oh, man. So vir my en jou om daai woord te kan bewaar op ons harte, is dit vir my en jou nodig en vir my en jou om daai liefde te kan ontvang, moet ek en jy gaan en ons moet die Here soek. So hier verwys dit vir my terug na ek en jy moet 'n verhouding met God hê. Ons moet 'n verhouding met Jesus hê. Nou, want as ons nie daai verhouding het nie, gaan ons hom nie soek nie en dan kan ons nie sy woord ontvang nie en ons kan dit nie bewaar nie. Ek het nie vir jou gees van vrees gegee. Nee, So wie's ek? Dis God. Hmm. So jy moet hom ken. Die persoon wat nie vir jou 'n gees van vrees gegee het, terwyl jy in vrees vasgevang is, gaan soek hom. En dan kom jy voor hom en sê, Here, U het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie. Maar tog het ek hierdie vrees. Help my. En die Here sal jou help. En dit laat my terug aan 'n boodskapie wat ek en jy ruk terug gedoen het, vrees vir die onbekende. Ja. En dis die probleem. Ons lees in die woord van die Here, ek dink dit is in Hosea, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ja, Hosea 4:6. Omdat die mense nie hierdie woord van God ken nie, en omdat dit nie kan toepas en deel maak en bewaar nie, sit hulle in vrees.
want dit is vir hulle die onbekende. Ja, daai onbekende is 'n lelike storie. Ons is bang vir die onbekende. Ons is seker oor die onbekende. Ons kan die onbekende sien nie. En dis waar geloof aankom. Want tot by die woord, die Here sê, ek het nie vir jou gees van vrees gegee, maar jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie die gees sien wat die Here vir jou gee, wat nie van vrees is nie. Wat sê daai woord vir jou? Dat sê vir jou, daar's 'n gees wat wel van vrees is. So wat kom oor jou wanneer jy vrees? 'n Gees. En daai gees is nie van God nie. So wat ek vandag net wil julle moet besef is wanneer jy vrese in jou het, is daar 'n gees wat oor jou gekom het, wat jou bedek, wat jou laat vrees. Die Here het vir ons wapens gegee om hierdie goed teen te set, om hierdie goed af te kry van jou. Kragtige wapens. Kragtige wapens. En jy moet dit begin gebruik. En ons gaan nie aan die einde gaan ons hulle gou daarmee help of julle 'n bietjie te help om vry te kom, dat die Here en die Heilige Gees saam met julle kan werk en julle vrymaak van die vrese wat julle nog mag hê in julle lewe. Maar dis 'n gees van vrees. Die Here het nie vir jou daai gees gegee van vrees nie. En dit kom en gaan. Ek kan onthou van laas as ek bang vir iets gewees nie. Ek het nie 'n bang haar op my kop nie. Dit was eintlik ons gesag gewees as jy like was. Ek het nie 'n bang haar op my kop nie. Mint dan weer hier binne in die broekspyper en dis net woorde. Maar alles begin by woorde. Maar hoe meer jy dit sê, hoe meer brawer het jy geword en naderhand het jy tog maar alles aangevat. Ja, want jy spreek dit. Want jy spreek dit die hele tyd. En dis maar dieselfde met God werk. God het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie. So ek het nie nodig om myself te bekommer nie. Ek het nie nodig nie. Die Here sê werk alle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. En ons doen hierdie goeders. En dan kom die vrees nie oor jou nie. Moenie toelaat dat 'n gees van vrees oor jou heers nie. En as hy oor jou heers, is dit vandag tyd om ontslaaf van hom te raak. Ons gaan kyk bietjie na daai kenmerke of daai Weet jy, voor ons na daai vrae toe gaan, wil ek net, daar's een ding wat ek en jy eintlik moet vrees. En ek dink net, dit is goed dat ons dit met hulle deel. En dis 'n skrifgie wat ons ontdek het toe ons nou voorberei vir hierdie program. In Matteus 10 vers 26. En moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So wat ons vrees. So wat sê hierdie versie nou eintlik vir ons? Wie kan vir my en jou verderwe en in die hel werk? Dis natuurlik net God. Weereens kom dit terug na ons bespreking van nou toe. Maak jou saak reg met die Here. Maak seker jy is op die regte plek. Maak seker jy dien hom. Maak seker jy het 'n verhouding met hom. Wat gaan jou siel doodmaak? Wat gaan jou lewe vernietig? Sonde. Ja. Vrees die sonde. Want sonde gaan jou in die verderf inlei. Sonde gaan jou in die verkeerde pad in. Dis waar. Vrees sonde en bly weg van sonde af. En ontvang die goeie van die Here en vrees sonde, want God is teenoorgestelde van sonde. Ja, en die woord sê vir ons God haat sonde. God haat sonde. En as jy in 'n sondige natuur vasgevang is, dan het jy moeilikheid. En dis waar vrees van God natuurlik inkom. Die ding is, jy's in 'n sondige natuur vasgevang, maar jy's nie daar geworry nie. Want jy's vreesloos in die wêreld. Jy het geen vrees in die wêreld nie. Jy's gemaklik met die wêreld. Jy's gemaklik met jou sondige natuur. En nou en dis waar vrees vir God 'n baie belangrike rol speel. Jy is nie bang vir God nie. Want jy besef nie eens wat God regtig kan doen nie en wat besig is om te gebeur nie. Jou tyd is besig om uit te loop. En voor die uitvee gaan Jesus ons kom haal dalk. Jy weet, ons weet nie wanneer Jesus kom, ons weet nie wanneer jy doodgaan nie. Daar's so baie goed wat teen jou speel. Kan jy bekostig om in jou sondige natuur rond te speel en vreesloos in die wêreld rond te beweeg? Ek meen daar's baie brawe ouens daar buite. Ek meen, jy kan nie met jou een voet in die wêreld nie, een voet in nee, jy kan nie. Jy kan nie. Jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan of Mammon of die Here dien. En dis waar die Here nou sê, jy moet begin vrees. Vrees God, want kyk, as jy in die sondige natuur gaan wees, 'n maat, dan kom daar oordeel oor jou. En die hel is dis wanneer jy jou siel van tande en dit is 'n vuur spul, 'n vuur. Jy weet dit is nie lekker nie. Daar's nie computers en pinball masjiene. Ja, almal dink die hel is 'n lekker plek. Dis hoegenaamd nie lekker nie. Ja, seker klas van goed. Alles in die wêreld vat jy hel toe nie. Ek meen, nee, niks van die wêreld gaan in die hel wees. Dis 'n pitvuur, 'n vuur van pit en jy gaan daai verhaal van Lazarus en die ryk man. Jy weet, dis 'n goeie gelykenis
gaan lees dit gerus waar Lazarus toe nou die ryk man in die hel beland en dis hom verskriklik en al wat hy toe wil doen is hy wil net graag die mense Sy op mense gaan aarde waarsku, sy broers, sy familie gaan waarsku. en hy kon nie, dit was te laat gewees. Dit moet jy vrees dat dit te laat is. En mag die Here jou genadig wees en jou vrymaak. Amen. Nou kom ons by daai besprekingsvrae waarvan jy vroeër begin praat het. Ja. Ek dink die beste manier is vir die van julle wat wil vrykom van vrees en ons gaan julle probeer lei en ons vra die Heilige Gees om oor te neem nou. Wat jy moet gaan doen is gaan en identifiseer die vrees in jou lewe. Skryf dit neer op papier, dis die maklikste manier. Want kyk, eintlik hulle sê ons moet op die woord moet ons mediteer. Nou, om oor iets te mediteer, bring antwoorde. So wanneer jy die hele tyd dieselfde vraag oor en oor vra, dan kom daar eventueel 'n antwoord na jou toe. Die meeste van die tyd gaan dit nie antwoord wees waarvan jy genou die valse by die woord van God in die begin kom. Ja, dis waar. Wat gaan hier dan? Gaan skryf hierdie vrese neer. En dan plaas jy dit in 'n kategorie. Wat is 'n kategorie? Lees dit gou vir ons. Nou, ons het hier so 'n paar geïdentifiseer. Eerste is kind, tweede is volwasse, dan is dit werk, huwelik, familie en boodskap. En ons gaan dit nou 'n bietjie afbreek vir julle om 'n bietjie meer duidelikheid vir julle te gee. So gaan identifiseer jou vrees en plaas dit in een van daai kategorieë. So as dit 'n vrees wat jy al van kind tyd vandat jy kind was af het, dan kom jy onder daai kategorie. As dit iets wat jy nou as 'n volwassene bygekry, dan sit jy om daar. As dit iets is wat jy by die werk gekry het, 'n vrees by die werk, en dit is baie maklik, gaan skryf dit neer. Ek dink daar is baie vrees in die werk. Ja. Val vandag met COVID. Jy is bang dat die werk Soos hierdie onsekere tyd, hierdie business unusual, soos hulle sê. Ons weet nie eens, en dan kondig hulle nou nog, dat daar nou 'n moontlike teruggaan na vlak 3 toe is. Ek dink ons moet net almal strike. Strike 1, strike 2, you're out. En sê, dan gaan die regering. En dis die verkeerde manier natuurlik om te doen. Wat moet ons doen? Bid. Ons moet bid. Ons moet op ons knie gaan en ons moet bid vir ons land. Hoe baie van ons bid regtig vir ons land, jy weet. Ek het aan die begin, ek onthou, ek sal nooit vergeet nie, ek gaan nou ook van topic af, maar toe ek begin met my game development en die Here het net so begin met my begin praat en besef ek dat ek wil nie in hierdie land bly nie. Dit is nie vir my nie. En ek sal oral in die wêreld aanvaar kan word as gevolg van die werk wat ek doen. So kom ons trek. Maar nou is dit die hele issue met die kinders en dan wag ons okay, as die kinders nou waai klaar met skool en ons eie lewens, dan gaan ons. So ons saamkom, gaan ons saam, as ons bly dan bly hulle. En hier kom die Here en hy sê nee. Stel jou aan oor Pretoria. Jy is Pretoria. Jy gaan daar begin met jou. Sorry broer, jy gaan nêrens. Ek sê nee, weet jy. En ek besef toe dat, weet jy wat, Suid-Afrika het ons nodig. As ons almal hierdie land net wil verlaat, wie gaan vir die land instaan? Wie gaan vir die kinders van God wat nog in bondages vasgevang is en sonde vasgevang is, wie gaan vir hulle aanstaan? Ja, dit is great om internasionale hoogtes te wil bereik. Dit is wonderlik, maar ons moet ook kyk na Suid-Afrika as 'n land in geheel. En ons moet die woord van God na die uithoeke van hierdie hele land neem. In elke taal, en hierdie land het prayer warriors nodig. Ons het mense nodig wat kan intree in gebed vir die mense wat hier is, vir ons regering, vir mense in gesagsposisies, vir mense wat veronderstel is om ons te beskerm en nie doen nie. So, ons het mense nodig om elke dag in gebed neer te sak op hulle knieë, in hulle binnekamers en al hierdie dinge aan te spreek. En ons is skuldig, ons doen dit nie. Ons doen dit nie. En jou land gaan ten gronde wees die gebrek. Eintlik aan kennis, jy gaan ten gronde wees die gebrek aan kennis, jou land gaan ten gronde wees die gebrek aan kennis. Gebrek aan gebed is eintlik die regte. En as ons, ek weet daar so baie kerkleiers daar buite wat onvoorwaardelik 'n poging aanwend om die land reg te ry met gebed. En ons moet net moed hou. Jy weet maar, ek onthou ons gaan om Angus toe, ons bid nou dat die dinge nou sal regkom en goed is. Onmiddellik wil die mense direk daarna sien dat daar iets moet gebeur het. En die eerste prayers sessie in Bloemfontein was amazing, dit was massief groot. Toe beplan hulle die tweede ene, maar 'n hele jaar later,
Nou, helfte van die mense wat by die eerste een was nie eens by die tweede een gewees nie, want hulle redenasie was gewees, ons het dan nou gegaan, daar het niks hierdie jaar gebeur nie, geen verandering nie, dis al net so erg soos wat Wat het se was. impak het dit aangegaan? So hoekom gaan ek nou bid? En dis waar die woord vir ons sê ons moet volhard in gebed. Jy kan nie resultate verwag Nie as jy van bereid een is gebed nie. om te volhard in gebed. The prayer of a righteous man avails much, but ons moet bid, en ons moet bid, en ons moet bid. Vir Sonder mekaar, ophou. vir ons land, en ons moet bid sonder ophou. Ons is hier, en ons is hier om te bly. En so, gaan identifiseer daai vrese, plaas dit in daai kategorie. Werk, huwelik, as jy vrese kry in die huwelik, dit gebeur baie veral in, dis al 2 huwelike terug, waar jou ex jou 'n vrees in jou lewe geplaas het, as dit nou man of vrou is, maak nie saak wat 'n geslag nie. Iets het gebeur, iets het verkeerd geloop in die huwelik. Ons maak mekaar so seer in die huwelik vandag. Ons doen gelukkig. Dis 'n skei saak op so skei rytens en op so hoog is. Ons het die core beginsels van die huwelik het ons eintlik heeltemal uitgesmy. Ons trou vir verkeerde redes. En ek wou nooit alleen gewees het. So my rede was ek wou nie alleen wees. Wie gaan dit skorriggoed was, jy weet. Dit klink nou stupid, maar ek sê man, ons dink stupid, ons dink anderste. Ek wil iemand in my arm sê en ek wil 'n companion hê, jy weet. Koos, jy kan nie vir daai companion wees nie. Nee, So, dit is 'n ander tipe liefde. Jy het nou dit baie mooi gesê, dit is die liefde, dis is 'n eros liefde. eros liefde. So dis 'n besonderse unieke liefde tussen 'n man en 'n vrou. En dis binne die huwelik ook. En wat binne die huwelik ook. So 'n man, kom ons gaan nie daai kind. Hulle kan nie eros liefde deel nie. Ek en jy het filei liefde, Ja, broederlike liefde. broederlike liefde. Jy sien ons verskillende liefdes. En God wil hê ons moet hierdie liefde nastreef en aan die gang hou. En ja. Dan familie, as iets in jou familie, daar's so baie families wat met vrese loop. 'n voorbeeld. Ja, ek dink maar jy het nou daaraan geraak. Baie ouers wat bang is hulle gaan dood vir hulle kinders. Ja. Dis 'n groot vrees Dis in 'n baie familie, families. dit word onder daai kategorie. Die Heilige Gees gaan vir jou presies sê waar jy hom moet plaas. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. En natuurlik 'n boodskap. Dis nou soos om te hoor op die nuus, ons gaan terug na hard lockdown toe. Hulle het gesê wat se level nie, maar kan jy nou beloof die eerste ding wat jy dink is as hy level die vat. Ja. Ja, ek dink dit is wat sommer dadelik in almal se gedagtes opgegaan het. Ek sien die bedieningse pastoor, so kan nou nie drank en sigarette opgaar op 'n vel. Ons mag nie kom. Ons kan ons bly weg van daai goed af. Ek dink jy's daar gaan my geld maak geleentheid. So hoe baie mense doen dit en ook net daai advertensies gelees het trek is 'n salaris En hy gaan koop ons gaan sigarette en drank. en ons gaan onwettig handel dryf want dis nou waar die groot geld is. Ai, die mense, jy weet ons is eintlik ek dink die Here laat maar baie keer vir ons. En hoe ons die vrees ontvang en wat ons daarmee doen. En nou gaan koop jy al daai goeders want jy het nou gehoor oor die nuus ons gaan terug na hard lockdown en nou gebeur daar niks. En as jy met al hierdie goed en jy kan nie van dit ontslaa raak. Niemand gaan dit weer koop nie. Maar ek stap eerder by nee, kyk, jy het jouself net te nagekom. En dit is 'n vrees. Jy vrees dit en dan sien jy 'n opportunity raak en dan wil jy hom vat. Hulle sê ons Suid-Afrika is die land van entrepreneurs. Entrepreneurs. Nee, oor genade, dit is argelike. Alright, so, nou het jy dit geskryf, neergeskryf. En wat ek wil hê jy moet doen is, dan vat jy elke gedagte. Kom ons gebruik 'n voorbeeld, as kind, jy vrees vir die donker, dis die mees algemeenste. Jy het 'n vrees vir die donker, en al wat jy nou weet is, jy is bang vir die donker, en dit kom al van dat jy 'n kind is af, so, ek wil hê jy moet gaan, en dit kan jy slegs doen in gebed, jy moet jy baie mooi verstaan, dis net God wat jy kan vrymaak van vrees. Daar is nie 'n pil op die mark, wat jy kan gaan koop, wat jy gaan vrymaak van vrees nie, dis God, hy kom, Jesus is die vrymaker, Johannes 8:36, as hy jou vrymaak, is die vrywees voorwaar. So hy is die vrymaker, so jy het Jesus nodig, jy het die Heilige Gees nodig, gaan in gebed, vra die Here om vir jou te wys, vra die Heilige Gees om vir jou te wys, waar het die vrees vandaan gekom? Jy hoef nou wat jy die vraag vra, hoor nou wat die woord sê, wat jy vra nie, sal nie ontvang nie, so jy moet vra,
waar, Heilige Gees, waar Wys vir my het waar hierdie hierdie gees vrees vrees ontstaan. ontstaan van donkerte? Wat het gebeur? Hoekom het ek hierdie vrees ontwikkel? En dan gaan die Heilige Gees jou terugvat na 'n situasie toe waar jy in die kas dalk toegesluit word. En dis ook maar die algemene. Ons speel donker of ons 'n donker kamer gespeel en 'n nare ondervinding gehad. Of Ja, of jy het in die kas geklim en die deur het gesluit en jy kon nie uitkom nie. ja, per ongeluk. Per ongeluk. Dan in die vrieskas, daar sit jy in die vrieskas en jy sien die dood al voor jou en val in die swembad en amper verdruk. Daar het jy vrees vir water. Ja. So dit is al die goed wat in jou kindertyd nou onmiddellik vat die Heilige Gees jou terug en ek beloof jou, jy kan hom maar gaan toets dit werk. Die Heilige Gees vat jou terug na daai gebeurtenis toe. Oomblik wat daai gebeurtenis oop en vars is in jou gedagtes wat dit hier is. In jou gedagtes. Skryf die volgende neer. Al wat jy moet doen is sê net, Here, hierdie vrees van donkerte, vrees van water, wat ook al die vrees is, Here, wat oor my gekom het, dis nou in my gedagtes, ek verstaan waar dit vandaan kom. Here, breek vir my die vesting af in die naam van Jesus Christus. Nou ons het wapens gekry om vestings mee neer te werp. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Gaan lees dit. Die wapen is jou tong, die mag en krag lê in die naam van Jesus Christus. Here, dit wat nou oor die vrees nou breek dit vir my af. Breek die vesting af in die naam van Jesus Christus, Here, en maak my vry van hierdie vrees. Nou, jy kom nie vry nie want jy vra nie. Ja. Jy moet reg vra. Nou gaan baie mense vir my sê, ja, maar weet jy, ek het dit al probeer. Maar wat het jy al probeer? Het jy al probeer om dit te identifiseer dat jy presies weet waar dit vandaan kom en het jy dit dan aangespreek? Ek gaan vir julle geheim vandag van gebed vertel. Jy moet probeer nie meer gebeure te target op dit wat saak maak. Met ander woorde, as jy 'n vrees het en jy sê, Here, help my van hierdie vrees. Wat 'n vrees? Okay, die donkerte, goed. Maar waar kom hy vandaan? Jy sien, jy moet die wortel gaan soek, want die wortel is wat aangeval word. Nou gaan die Here jou help met vrees. Jy sien, die Here gaan jou help. Die vrees gaan weg. Maar hy is nie permanent weg nie. Hy bly. 2 maande later is die vrees weer terug. En waar kom dit vandaan? Jy sien, die wortel is wat jy moet aanspreek. Die wortel van waar die Gees in jou kom, oor jou kan kom, die permissie. So wat jy moet doen is, jy moet die wortel soek, en die enigste waar jy die wortel kan soek, is die Heilige Gees wil dit vir jou wys. En dan moet jy vir die Here vra om daai wortel uit te ruk, Ja, en jou vry te maak, af te breek en vry te maak, in die naam van Jesus Christus. En dan sal jy vry wees van daai vrees. En hier is 'n bietjie self-deliverance one-on-one, dis nie, ek wil nie jy moet te veel daaraan dink, nie, dis geloof, gaan doen dit nie. Maar soek die wortel. Volwassene, voorbeeld oor volwassene. Ja. Ons het nou 'n paar goeie voorbeelde gehad, ons bly het hulle vergeet. Bly vergeet. Ek en jy as volwasse. 'n Ongeluk is die beste Dis reg, ja, dis reg. Kryf, so, ek het 'n vrees vir karre, as daar kom inklim, dis 'n verskriklike vrees. Weereens, Heilige Gees, wys my waar die vrees vandaan kom, en vra, en as die Heilige Gees nie wys nie, hou aan bid. En as jy nog steeds nie die antwoord kry, gaan bely jou sondes, maak jouself rein voor die Here. Ek wil jy moet onthou, en ek het dit al baie geteach, jy moet, God is almagtig, maar hy is 'n rein God, hy is 'n skoon God, hy het geen sonde op hom nie. Dan moet nie blokkasies wees wel. Daar moet nie blokkasies Wat wees. kan verhoed dat hy intree en ons kan help nie. Selfde, vind dit, Heilige Gees wys jou, Here, breek vir my daai wortel af, ek sien dit in my gedagtes, dit moet net in jou gedagtes wees. Jy moet net erken dat dis waar dit vandaan kom, en jy soek dit nie meer in jou lewe nie. Here, vat dit van my weg, dis nie deel van my nie, U het vir my 'n vrees van gee. En die Heilige Gees van vrees. Die Heilige Gees is baie getrou. Ek het ook gedink dit is nie moontlik nie. En ek het in 'n kursus gesit waar ons gedoen het in die begin van die jaar. En soos wat 'n mens aan hierdie goed begin dink en jy vra die Heilige Gees om dit vir jou te openbaar, dan skielik pop hierdie gedagte in jou kop en jy onthou van iets wat gebeur het. My magies, het dit regtig gebeur? Ja, dis waar dit vandaan kom. En dan breek jy die vesting af en jy was jou gedagtes skoon met die bloed van Jesus Christus. En jy dink nie meer daaraan nie. Jy het nie meer hierdie probleem nie. Dis weg, dis skoon. Jy's vry daarvan. So die kerk wat ons eintlik vandag wil oordra is dat vrees is 'n gees. Hy kom vanuit 'n wortel wat ergens in jou lewe vassteek. Dis 'n plek en jy moet dit aanspreek. En die way jy dit aanspreek is in die naam van Jesus Christus en die Heilige Gees moet vir jou wys waar daai wortel is.
En dan is dit jy vra die Here om jou vry te maak. Ek glo weer, daar's een ding waar die Here oor baie ernstig is, en dis oor om jou vry te maak. Hy wil jou weghê van die Ja, dit wêreld. lê hom- Hy dit lê wil hom hom vir aan die jouself, hart, dan lê hom na in die hart. So jy kan hierdie ding gaan probeer. Selfs met werk, jy doen presies dieselfde. Soek, vra, soek, hou aan soek, totdat opkom in jou gedagtes, waar dit vandaan kom, dan vra jy die Here, breek vir my die wortel af, breek jy die vesting af. Ja. Jy hoef eers die woord vesting te sê, dan as dit nie gedagtes is, dan weet jy, dis die Here, dit wat nou wortel. vars in my gedagtes is, Breek dit net vir my af. breek dit af. In die naam van Jesus Christus. Maak my vry van hierdie gees van vrees wat oor my heers. En jy gaan vrykom. Doen dit met jou huwelik, doen dit met jou familie, doen dit met die boodskappe wat jy ontvang het. Orals, maar gaan skryf dit neer. En soos jy weet jy's ontslaaf van dit, gaan Trek dit dood. trek dit dood, profeties, gaan trek dit dood en sê ek het dit nou oorwin. En dan sê ek het nie 'n gees van vrees nie. Die Here sê so. En ek kan elkeen van julle wat vandag maar hierdie program waarborg. As jy hierdie instruksies van ons volg en hierdie voorbeelde gebruik wat ons nou vir julle gegee het, jy gaan 'n duidelike verandering in jou lewe sien. Jy gaan 'n duidelike verandering sien in jou benadering na sekere goed. Jy gaan sommer voel hoe die las van jou skouers ligter word. Ja. Ek weet, ek kan getuig dit het met my gebeur. En ons kan dit verder vat. Daar waar jy nou sit, ons het al so baie goed gepraat. Daar's verskriklike vrese wat ding opgegaan het by jou. Here Jesus Christus, ek kom in die naam van Jesus Christus vir elke persoon wat nou na my stem luister, wat onder my stem is. Here, ek spreek elke oop vesting, elke oop deur van vrees nou aan in hulle lewe en ek breek dit af van hulle lewe af in Jesus naam. Here, gaan, Heilige Gees, gaan en ruk elke wortel uit wat nou oop is, elke deur wat homself openbaar. Here, ruk dit uit hulle lewens uit en maak hulle vry van vrees in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen en amen. Die woord van die Here is kragtig, dis 'n wapen. Sy naam is die naam oor elke name. En ons moet net weet om dit te gebruik. Mag elkeen van julle vrykom van vrees. Ons kan nie regtig meer van vrees hê nie. Vrees is iets wat baie van ons elke daags al gewoond is aan. Moenie meer daai vrees hier onder die armpie dra nie. Raak nou ontslaaf van dit. Laat die Here jou vry Moenie maak. toelaat dat dit verder jou lewe oorheers, jou optrede beheer en jou dinge laat doen wat nie in lyn is met die woord van die Here nie. Ja. En dan beskerm jouself teen vrees as jy alsoos. Waak teen dinge wat jy aan blootgestel word. En baie keer gaan jy sien dat jy gaan met jou hele lewenswyse moet verander, want jy kom op plekke waar jy moeilikheid gaan soek. Jy weet, ek dink vandag die tyd kan jy nie meer net uitgaan en gaan jol soos ek en jy gaan jol het. Ons nog in die wêreld was. Jy soek moeilikheid. Jy taal verskriklike goed daar buite op. En fights en bakleierery en gedrinkery en allerlei goeters. Ja, dis gevaarlik, baie En gevaarlik. jy as kind skep sommer 'n vrees by jou ouers van Ja, die ouers lê en bid en hoop jy kom huis toe. nee, jy sien en dis hoe die vrees nou speel want dit is net verskriklik. Dis eintlik 'n rolbal effek, jy weet. Ja, Een snowball. aksie nou 'n snowball effek. Word net al hoe groter. Ja. Kom ons sny dit uit ons lewens uit. Ons het nie meer tyd vir vrees nie. Vrees is nie van die Here nie. Laat dit gaan. Amen. Hy het 'n uitsetbevel in Jesus naam. Ja, kom ons gaan oor na die laaste Awesome, ons tweede gedeelte van ons program, sien God in alles raak. Ek wil julle net weer vinnig soos elke week herinner waaroor gaan dit. Ek gaan vir julle 'n woord lees wat aan ons gegee is. En dan moet julle probeer om hierdie woord te vat en vir God daarin raak te sien. Maklike manier, pause die video, gaan kyk na wat ons vir die woord wat ons vir julle gegee het, skryf van 'n paar voorbeelde neer waaraan jy kan dink, speel weer die video en dan kyk jy wat plaas die Heilige Gees of die Here op ons harte. En so leer ek en jy om elke dag waar ons ook al gaan die Here in alles raak te sien. Nou ons woord vir vandag is verhouding. En dit pas eintlik so mooi in ons tema wat ons het oor 'n paar dinge van verhouding gepraat. Ja. Ja. So sien ons God raak in verhoudings. Dit is nou ek dink een van die belangrike goed is dat ons moet 'n verhouding met die Here hê. Absoluut. Amen. Ons het vanoggend al van gepraat dat baie van ons kom onder die indruk dat jy's nou gered om 'n oomblik met jou Jesus Christus aanvaar het as saligmaker verlosser van jou Heer. Nou gaan jy. Nou is jy gered. Maar die woord leer ons dat daar's 'n smal pad en 'n breë pad. Ja. So voel dit vir jou asof jy op die smal pad loop. Nou,
broer, suster, soos hulle sê, ek wil vanaf wees, as dit nie vir jou voel asof jy nou op 'n smal pad is en dit is nog steeds lekker, happy go Dan is jy lucky. nog op die snelweg. Dan daai ding van ons Vader Jesus, dan het dit niks gehelp nie. Jy is op die breë pad. Hoe voel dit op die smal pad? Dis rof. Ja. Dis Aanvalle, teenkanting. Daar is Die oomblik toe ek my lewe vir die Here gegee het ek agtergekom wat is die smal pad waarvan almal praat. Ja. Die ou vyand probeer jou om elke hoek en draai bykom en hy probeer jou keer en hy probeer jou terugkry by die wêreld en die maklike dinge van die wêreld. Want solank jy daar is hy nie bekommerd oor jou nie. Maar die oomblik wat jy nader aan God beweeg, dan beweeg jy weg van hom af en dit wat hy nie. Ja, so as jy daai sak oor die oor trek, dat jy nou blind is, ek het mos nog gesê Jesus is die seun van God. In die eerste plek sê die woord jy moet dit glo. En geloof is nie 'n besluit nie. Dis iets wat jy moet bely. Ons moet gereeld bely. Jesus Christus is die seun van God. Hy het gekom om vir ons lewe te sterf. Ek bely dit gereeld. Want hoekom bely ek dit? Hoekom bely ek dit? Want ek wil dit glo. As ek dit glo, dan sal ek dit spreek. En so kweek ek vir myself geloof daarin. Sodat ek onvolwaardig, ek glo dit en ek sal tot die dood toe stry dat dit so is. Dis hoe dit is. Ek glo dit. Meeste mense ja, ek glo, maar dan gaan jy. Jy is op die breë pad. Hoekom val mense so maklik terug in die wêreld as jy nou by die Here was en jy het hom aangeneem as jy saligmaker, verlosser, Here van Ek jou lewe? dink dis die aanslag. Wel, nie die aanslag nie. Ek dink nie as jy kry aanslag nie, want jy het nooit eintlik die wêreld verlaat nie. Dis waar. Jy sien die woord sê ons moet ons self verloon en aan En ons ons kruis kruis opneem. opneem, ja. En ons doen dit nie. Ons verloon nie onsself nie. Ons sê yes, okay, Jesus hy is die seun van God. Ons erken. Yes, ek ken die kruis. Ek weet van daai Maar jy kruis. praat nog lelik, jy kuier nog selfs aan dieselfde pelle, jy gaan by dieselfde klips toe. Saterdag Jy doen dieselfde daar ding. by die uitreiking bid ons vir daai laaitjie en ek bid in die autoriteit van Jesus Christus. En toe klaar gebid het sê hy, maar ons pleit eintlik altyd die bloed van die lam oor die se arm wat seer is. Ja, broer. Eintlik die bloed van Jesus. Al hy is die perfekte, die vlekkelose lam, maar die punt is net hy het hierdie hele manier hoe daar nou vir hom gebid moet word. Dat hy besef nie daar's autoriteit in die naam van Jesus Christus. Ek gaan nie nou bid dat die Here daai ding genees nie. Die krag is in my, genesing is in my, want Jesus woon in my. Wanneer ek praat Jesus, ek se buik vir Jesus Christus, En vir die Jesus koninkryk. spreek Ek se spreek en so ek spreek daai siekte aan in die naam van Jesus Christus. Ons het nie nou nodig om nog goedjies te gaan pleit en allerlei goed te doen. Jy spreek dit aan want jy weet dit is nie van God nie. Wat nie van God af is, jy spreek aan in die naam van Jesus Christus. En dit my net weer eens laat besef hoe 'n mens vasgevang word in godsdienstige strukture waar jy glo jy is gered, jy glo jy is op die regte pad, jy glo dit is hoe dit moet werk, dis wat moet gebeur. So dis hoe jy moet bid vir genesing. Ek was self so gewees. My vrou op 'n verkeerde manier bid vir my as ek so 'n bietjie opgehaal het. Want ek wil nie die siekte moet weggaan. Dit moet So nou werk. moet sy bid volgens my standaarde. Ag my genade, dis nie hoe genesing werk nie. Genesing kom deur die naam Jesus Christus, want hy bring die genesing. Hy is die genesing. En daar kom die verhouding. Ons moet kan sien dat die Here in jou lewe is deur die verhouding wat jy met hom het. Ons moet kan sien jy het 'n verhouding met hom. Ons sien God in dit raak. Wanneer jy praat en die manier hoe jy oor God praat, gaan 'n getuie wees van jou verhouding wat jy met die Here het. En dit laat my ook dink aan nie net jou verhouding met God nie, jou verhouding met almal om jou. Ja. Jou verhouding met jou mense in jou huishouding, jou verhouding met jou familie, jou verhouding met jou kollegas by die werk. Ja, alles moet jy die Here Want gaan. ek en jy is 'n getuie vir die Here. So ek en jy moet optree soos kinders van God. Ons is die lig van die wêreld en die sout van die aarde. As ek en jy nie 24 ure 'n dag dieselfde is en dieselfde beeld uitstraal en dieselfde manier van optree het nie, dan beteken dit ek en jy het nie regtig daai verhouding met ons. So uit jou verhouding met mense moet ek Jesus kan sien. Absoluut. So ek moet kan sien dis Jesus wat daar is die koos nie. Dis die verteenwoordigheid van Jesus, die koninkryk van God. Kyk hoe werk hy met mense, net soos Jesus dit sou gedoen het. Ja, en ironies, ek lees nou die dag 'n baie interessante stelling wat iemand gemaak het. Hy kan sien aan hoe jy iemand in 'n firma behandel wat eintlik niks vir jou kan doen nie, of jy regtig 'n kind van die Here is of nie. Want as jy die cleaner baie
goed behandel, net soos wat jy die CEO van daai company sal behandel. Ja. Dan skyn die lig van die Here uit jou uit. Want die cleaner, al wat die cleaner kan doen is hy kan jou lesenaar vir jou skoonmaak, maar die cleaner kan nie jou bevordering gee nie, hy kan nie vir jou groter salaris gee nie, hy kan nie vir jou ander werk gee, hy kan jou nie verplaas na 'n ander tak toe nie, hy kan jou nie verplaas na 'n ander departement nie. met daai cleaner. So, hoe behandel jy daai cleaner? Hoe is jou verhouding met daai cleaner? Behandel hom jou met respek en in liefde? Ja. Of behandel jy hom anders sodat jy die CEO van jou firma vir wie jy werk behandel? Dis belangrik. God sien God in jou verhoudings met mense. Absoluut. Om Amen. afhoek en draai. En ek dink dis omtrent, dis die kern. Ons Dis is die die kern. getuienis, ons is die lig van die wêreld, ons is die sout van die aarde. En ons verhoudings moet Jesus uit ons uitstraal. Ons het lewende waters moet in ons wees. Ja. En ons verhoudings moet daai lewende waters uitvloei. Mense moet hom in ons kan sien. Ons moet elke dag meer en meer soos Jesus word. So ons gaan nie God kan raak sien as jy nie 'n vrou. Ons gaan nie God in jou kan sien as jy nie. Ek het nou daar's verskillende verhoudings wat ons kan sien met die Here. As 'n ou diep in teologie is, gaan jy soms sien hierdie ou het 'n teologiese approach tot godsdiens. Daar's 'n gebrek aan 'n verhouding met die Here, want alwaaroor hy praat is die diep godsdienstige teologie, amper soos 'n fariseer partykeer. Gevaarlik. Jy kan dit sien uit die woorde, want die woorde getuig oor die tipe verhouding wat jy met die Here het. En dis wat Dawid die beste voorbeeld was. Hy het gesing en gedans voor die Here. As hy aangejaag Sonder is, skaamte. het hy na die Here toe gehardloop, daar op sommer begin vas en bekeer gegaan en jy weet, en hy het baie Dit aangejaag. was vir hom belangrik. Dit was vir hom belangrik. Dis sy verhouding. Hierdie ander ouens, vir hulle is dit belangrik om teologies reg te wees oor alles. Daai Bybel moet vertaal word met 'n komma. En wat sê die woord? Ons moenie 'n sin wegvat of 'n sin byvoeg Ja, nie. kom maar bysit of 'n punt wegvat nie. Maar my redenasie is my genade, mense, die Bybel is in Afrikaans vertaal deur 'n ou wat 10, 20 nie eens wedergebore was nie. So hy kon nie eens die koninkryk sien nie, sê die woord vir ons in 'n geval. Hy kom en hy gaan vertaal deur die woord hoor. En as ek nou gaan kyk tussen Engels en Afrikaans, die vertalings, Was 'n groot verskil in daar's 'n massiewe verskil in baie keer in die betekenis van wat die Here eintlik bedoel het. En ek dink as ek die Engels vat en ek vat die Hebreërs, dan is die verskil net so groot. So hoe werk dit nou? Want ons daar mos lankal 'n komma en 'n punt en 'n versie weg. Dis in die 53 en die 83 vertalings, so daar's sommer 'n paar versies missing geraak. By die Engelse Bybel kom jy baie keer by vers 16 en by die Engels is dit sommer vers 14. Is dit iets missing geraak. Something went wrong. Maar hy is vasgevang en daar mag niks weggevat word, niks bygevoeg word, en dis dit werk. Fokus eintlik, hou op fokus op dit, fokus op die verhouding wat jy met God het. En hoe werk 'n verhouding met God? Dit begin met liefde. En liefde kan jy aan God slegs bewys deur die les van sy woord en dit na te kom. 'n Gehoorsame kind is 'n kind wat wys hy is lief vir jou. As my kinders nie na my luister nie, is hulle lief vir my nie. Ek kan mos onmoontlik sê hulle is lief vir my. As ek lief is vir die Here, gaan ek doen wat hy vra. Dis liefde. Wat vra hy my? Gaan verkondig my woord. Here, ek gaan dit doen. Wat vir siektes? Here, ek gaan dit doen. Vir my het gevra wees soos Paulus. Here, ek gaan dit probeer doen. Paulus is 'n bietjie net. Ja, dis 'n So ons gaan probeer. Ons gaan nie maar realisties probeer. Ons gaan probeer, Here. Ons gaan probeer. Maar dis liefde. Ek's lief vir die Here en daarom wil ek doen wat hy my vra. Ons moet streef na heiligmaking. Een van ons is heilig, maar ons probeer. Ja, ons probeer. Verhouding. Amen en amen. Amen. Hy ons afsluit. Sekerlik. Kom ons buig die hoofde en ons sluit die oë. Abba Vader, Here, ons dankie vir hierdie voorreg. Ons sit met dankbare harte voor die Here. Dankie dat ons weer vandag tyd in die woord kon spandeer, Here. Dankie Heilige Gees vir die leiding. Dankie Here dat daar mense hierdie boodskap gaan ontvang, dat mense hierna gaan luister en dat die dinge vir hulle gaan oopmaak en dinge vir hulle gaan openbaar. Dankie Here dat hierdie program spreekbuis is wat U gebruik om mense se harte aan te raak, mense se denke aan te raak en mense se siening oor sekere dinge in die woord te verander. Ons dank U vir hierdie wonderlike geleentheid wat U gebruik en U vir ons gegee en vir ons geskep het. Al hierdie dinge dank ons U voor in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Dis ja, dit is my wens vir elkeen aan buite is vrykom van vrees. Vrees is 'n lelike ding.
En ons kry ook baie in berading wat ons mense kom wat vasgevang is in vrees, dit heers jou, dit oorheers jou lewe. Mag elkeen van julle wat geluister het, die sleutel ontvang, daai vrees, my Heilige Gees wat vir julle wys, mag julle vrykom van daai vrees. Dis my wense vir julle, en dan weet dat die Heilige Gees gaan julle daarmee help. En Jesus het julle elkeen lief, moet dit nooit vergeet nie, die Here is lief vir jou. En sluit volgende week weer ons aan, ons gaan weer 'n interessante onderwerp hê, en ek hoop julle trek saam met ons kuier. Jy weet, dit is nie soos enige ander program, ons gesels oor allerlei goeders. Ja, ons gesels lekker. As jy wil leer of weer saam nog wees, kom sluit aan by ons familiegroep of kyk na ons teachings wat ons op die website of op die Facebook page het en so aan. Ja, luister daar. en asseblief, as julle enige voorstelle het, ons het dit al gevra, as daar enige onderwerp is wat jy nie duidelikheid oor het nie, wat jy bietjie meer oor wil weet, stuur vir ons 'n comment op ons Facebookblad. Sê vir ons wat wil julle hê moet ons oor praat, sodat ons bietjie kan navorsing gaan doen en kan aandag gee, sodat ons julle kan help en julle kan leer en ons ook kan leer en kan lei, sodat elkeen wat na hierdie programme kyk kan groei. Amen. Groet julle met liefde van Jesus. Jesus liefde, baie groete en sluit weer volgende week met ons aan. Totsiens.